een beter as geen. 1 Korintiërs 7 verse 13 en 14 sê, as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Dit sou baie vir ons huwelikskonflik help as ons geestelik meer volwasse kon wees. Geestelike groei gaan immers oor die oorkoming van myself en my eie belange, oor die soek van God se wil, nie my eie nie, oor die gee van liefde, oor geduld en vergifnis en genade en om mekaar te dien. Dis jammer, maar in ons huwelike laat ons geestelikheid ons maklik in die steek, veral as die spanning hoogloop. Ideaal gesproke moet ons die Here saam kan dien, saam bid, saam kerk toe gaan, met mekaar oor hom praat, geestelike gewoontes in ons gesin ontwikkel, 'n Christelike huis inrig, kinders vir die Here grootmaak. Ongelukkig gebeur dit dikwels nie so nie. Sommige Christene stry 'n alleenstryd in die huwelik. Stry asseblief voort en dankie dat jy dit doen. Een geestelik volwasse persoon in 'n huwelik is aansienlik beter as geen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ek U mag dien. Ek wil U ook in my huwelik dien, maar dis moeilik om altyd soos 'n kind van God op te tree, of selfs te weet hoe 'n kind van God behoort op te tree in sommige situasies. Help my om meer in U te groei en tot U eer te lewe. Amen. Die Here seën jou.